Welkom by Stoet Stories. Ek het hier by Meta Draadmastering geval. Is nou net so buite Belfort. Ek het hoor Grillingstad, ja. Grillingstad, Belfort, wêreld. En ek gaan 'n bietjie oor Roan gesels. Hy en weer Stein, is hy. Stein is woer lekker saam draadmasters. Hulle is redelik nog nie in die storie as mense dit in jare vat. Ons gaan 'n bietjie by uit hoe hulle begin het. Wie is hulle, waar hulle vandaan kom en sommer lekker gesels en 'n lekker gemaklike gesprek. So luister saam en beleef hierdie mense se passie vir landbou en dan natuurlik die draadmaster gaan. Ja, dankie, lekker Nederlands. Dankie dat julle kom kuier. Nee, groot voorreg. Sê vir my, hulle nie al twee het nie noodwendig op die plaas groot geword nie. Hoe kom julle storie vandaan? Hoe het julle storie by mekaar uitgekom? Beide ek en weer is van Pretoria daar groot geword en daar laat staan, maar weer is lank in die landbou wat hy homself professie hou as 'n varkvoedingskundige. En ek het so 'n bietjie in die filmbedryf gewerk voor die tyd. En toe COVID toe nou kom, toe is dit nou vir my tyd om plaas toe te kom. Hy het vir my gevra wil ek saam plaas toe kom. Ek en hy is vriende al donkie jare, ons ken mekaar bitter lank en hy is my boetie. Hy is my boetie. So nee, weet jy, het 'n klomp beeste op die plaas gehad wat hy so veiding gehuur het en so het sy pakkie gegroei en 2022 het ons toe nou besluit om 'n stoet te begin. Hier was so 10 koeie op die plaas gewees, draadmasters. Tussen die klomp vleisbeeste wat ons gehad het op die veld en hulle het hulle self maar eintlik gekies. Ons het nie gegaan en 'n boek opgemaak en gesê wat se ras wil ons mee boer nie. Hulle was hierso en hulle het ons beïndruk. Ja, jy het toch al gesê, die winters hier so raak lank in hierdie deel van die wêreld. Hy is nou nog lank, het lyk groen, maar hy is nou nog lank. Dat reën nie gras nie. Ja, dis ek nie ervaar nie. En dit maak dit nog moeilik in so 'n suurwêreld as hierdie, veral as jy nie 'n mieliereste het en daai klas of goedjies nie. Jy is dan nie 'n glad nie mielieboere nie. Ja, ons saai nie, maar ons het wel lande en ons het winterweiding tot ons beskikking. Maar ja, dit raak ook maar klaar. Ja, dit raak moeilik. Maar dit is wat oorgebly het, dat jy sê wat kondisie gehou het, so saai. Ja, hulle het vir ons uitgestaan en aanvanklik is dit van ontop se koeie gewees wat ons toe nou gebruik het as basiskudde en hulle het ons laat besluit dit is waarmee ons gaan boer en die stoet vorentoe gaan. Nou ons het net deurgestap en eers as jy 'n paar van die bulle wat jy nou moontlik gaan gebruik en so aan en reeds gebruik hier agter ons en dan daar fase D bulletjies en wat dit die fase D uitkom. Dit kom agter ek weet kom uit wat dit 'n wetenskap open definitief na hierdie ding gaan benader. Ja. So hy gaan die voeding verstaan, hy gaan hierdie goedjies verstaan en ek neem aan fase D is julle twee 'n belangrike stap. Ja, ek dink vir ons om van die begin af reg data te versamel en om data te gebruik om besluite te kan neem is belangrik. So dit ons wil nie 5 jaar down the line met die eerste kalvers wat aangekom het raai wat was by ons eintlik reg en verkeerd nie, wil van die begin af weet. So al is dit net klein in die begin en so groei jy maar jy weet daarom jy het gemeet en jy kan besluite neem. En hy sê voorsien nie in 'n verstandboekie, maar is eintlik vir jouself. Presies ja. Ons het so sommer is baie lekker te wys ons kom maar as julle het so bol gekoop om Adrian, Orenal en 'n wagtige Puna wat nou nogal so uitstaan in enige kudde. Wat op aan die bol het jy nou reg besluit, dit is die tipe bol wat jy deel van julle kudde wil maak. Aanvanklik was ons baie lief vir sy pa. Om Adrian noem hom Moses. Hy sê dat Moses het die draadmasters deur die winter getrek en baie lief vir sy pa. Moses was toe onttrek van die veiling en toe ons op die veiling kom met ons eerste oogopslag was dit vir ons die bul gewees om te hê. En jy het self nou saam met my gekyk na hom, jy het gesê beter as dit vir daai prysklas kan jy nie koop nie. So hy's reg, hy lyf uit spiere, dis net 'n beautiful bull en mooi klere, Puna en alles van hom is net teken ons prentjie. Ja, ongelooflik sterk vir 'n Puna, weet. Gewoonlik op 'n Puna dan soek mens allerlei goedjies wat kan verkeerd gaan op 'n Puna en hy's eintlik ongelooflik sterk met panke. Ongelooflike breed, goeie baie sterk bespiering, nie staar reg ja. Hy stap ongelooflik mooi skere, geen prolaps nie. Dit is eintlik spesiaal om so 'n Puna te sien. Ja, nee, ek dink ons is baie bevoorreg. Ons het maar gestoei om te kry, maar hy is hierso en nou Ezra, ons hoop hy gaan vir ons mooi kalfies steel en dat ons hom reg kan gebruik. Ja, ek dink die ander belangrike ding is hy
nie dubbel bestuur nie, jy weet, en een massiewe lei van hom. Ja, lyk asof hy die geen drama, dit is toe nou nie so nie, en so nee, ons sien uit na wat die toekoms vir ons inhou met ou Ezra. Ja. Julle koop hierdie laaste paar jaar of kom ons maar 2 jaar diesel so daar 2 gekoop en daar 2 gaan koop. Ouens wat ek sien baie van hulle uit julle area uit is en dan ouens wat ook waar julle al gaan kuier het en dat julle wil ondersteun. Maar dit is eintlik 'n lekker manier om so 'n bietjie oor ons twee provinsie hoe se diere gaan lekker maar aanpas uit my tipe goeders. Is dit maar half hoe julle denke gewees om so hier en daar te Ja, Tinus, ek dink dit was ook vir ons belangrik geweest om met die ander teelers te ontmoet en om te wys, jy weet, ons is hier so vir die langtermyn, ons gaan hulle ondersteun in terme van genetika en so kom jy ook af en kyk wat werk vir jou, soos jy sê, wat werk vir jou op die plaas, wat werk nie, watse lyne wil jy ingaan en met watse tipe genetika wil jy vorentoe beweeg. So ja, ek dink dit was vir ons lekker. Ek en Bea het in die kar geklim en ons het 'n hele draai gemaak. Ons was by Chris en ons was by Neil hulle gewees en selfs by Marnay Verster ver gery en ons het 'n uitstapie daarvan gemaak en ons het hulle beeste gaan kyk en ons het met hulle gesels en dit was heel in die begin van die stoetteelery gewees en ja, en dan ondersteun jy hulle op hulle veiling en koop jy diere en dit is vir ons lekker. Dit is vir ons lekker om met almal weet maatjies te maak en dit gaan dan nie net oor die weer op 'n of ander dag nie, maar dit gaan oor om as een familie die genootskap saam vorentoe te vat. Ja, ek sien dat nogal julle twee, as mens so by die veiling sit, dan sien mense die Meta Draadmaster so op Meerkat se TV-kie opspring, meer as gereeld. Jy is glad nie bang om die tegnologie te gebruik nie. Jy doen dit en dit help jou wat om op die plaas te bly. Ja. Ek dink julle was by Adrian se veiling gewees. Dis hy, ja. Maar die res van die tyd het julle maar Online gespring en vir so aanlyn gekoop. Ja, Tinus, dit is vir my maklik om aanlyn veilings by te woon. Ek hoef nie te ry nie. Ek sit in die gemak van my huis of soms ry ek wel na Nampo toe en daar is 'n veiling wat aangaan en jy het nie 'n keuse anders as om op die telefoon gou te langs die pad te stop en te be nie, maar ja, ek dink die aanlyn veiling maak dit tog makliker vir almal. Maar wel ook die veilings wat ek en wie kan bywoon, daar is ons spring ons kant. So probeer daar wees. Ja, maar dit is, ek weet die plaas, julle plaas wat julle hier oorgevat het en gekoop het maar baie werk in die begin, enige so plaas, maar baie drade wat gespan moet word. So dit is moeilik om elke week vir 2 dae weg te wees. Dit is moeilik. En instandhouding en onderhoud en opbou hou nie op nie. Dit is maar 'n ding wat altyd sal aanhou. Ja, toe ons hier begin het, was die niks. Dit was nie 'n dam wat water gehou het nie. Was nie 'n gronddam met water nie, was niks. En ja, weer en ek het dit opgebou elke dag. Ek bedoel, ons nie 'n dag gebou nie. Die beeste kom goed aan en so ook die plaas en jy kan nie wel beesboere, spogbeesboere as die ander nie op 'n redelike goeie standaard is nie. Ons het deurgestap en ek ouens by die huis is so die video's wat julle nou wat ek hierso in wat ons hierso in edit is maar so 50% is Polyrax toet en dan is dit nou 'n gemeng tussen F1 en opteelkoeie en basiskoeie. Dis maar so kyk, maar moet so oog kyk aan haar. Maar jy doen ongelooflik baie embryo werk en dit klink vir my dit gaan vir jou oor akkuraat. Dis ook alweer my prentjie ek wil hê en embryos gebring my vinnig raai. Dis dit maar verstaan ek kom reg. Ja, dit is ons baie lief vir embryos. Ek dink dit is 'n goeie gesonde manier om vinnig bietjie voor te kom op te vang. En ja, ons het die eerste jaar ons embryos gedoen het, was dit maar vir ons 'n groot leerskool gewees en jy brei as ek 'n koeie voor en by 'n van die dag gaan sit jy 15 embryos in aan al die koeie is op kondisie nie, of soos wat jy dit wil hê nie en eerder as om 'n embryo in te sit, sê net eerder keer af, ons staan oor vir die volgende seisoen en verlede seisoen het ons baie goeie resultate gehad. Ons het 34 embryos voorberei waarvan ons 24 ingesit het en 21 is dragtig van die embryos. Ons is baie opgewonde vir dit en ja, ons hou van die embryos en kaai en ek dink embryos vir al ons het ook nou self begin koeie spoel by in vitro en so gaan ons vorentoe. Ek dink dit is ons manier. Doen die ding reg, maar as jy nou so moet dink nie, as jy waar jy vandaan kom, hoe gevorderd die varkindustrie is en hoe daai ons navorsing en daai ons werk met soja
En so aan dink jy dit het invloed oor hoe julle twee oor goedjies dink en hy veral dalk nadink en dalk jou beïnvloed oor hoe julle goeders moet dink as hy vir die tegnologie verstaan waarmee jy hierdie goed kan wees? Ja, sonder twyfel, Ines, weet hulle, vat 'n voorbeeld, daar's nie 'n beervark in varkplase, groot varkplase wat 'n dag dek nie. As alles KI, kunsmatige inseminasie en soos jy ook noem van die data en tegnologie en alles vorentoe beweeg. Nu verseker, ek dink dit is 'n groot punt vir ons ook op die plaas, maar ons vul tog mekaar aan, jy weet, ons is altyd oop vir voorstelle en ons praat eers vir 'n ding voor dit gebeur en ons weeg ons opsies op, wat is tog die beste en mense moet op 'n einde van die dag ook na die sak kyk. Dit help nie 'n mens berei 200 koeie voor vir en broers sit met 10 in jou bank nie. So ja, dit is pas sommer wat jy moet maak, né? Dit is so, ja. Maar as ons so na kyk en jy so nou vorentoe gaan, ons gaan na daai eerste paar billetjies wat daar staan, dan kyk jy na 7 bulle wat julle nou hierdie jaar in die fase neergesit het. Dit vir die eerste rond is dit regtig, dis 'n lekker plek om te wees. Ek weet daai een geeltjie staan vir ons almal uit. Ja. En so kom met die koeiker uit dat jy vertrou wat jy ken en nou weet jy wat daai koei vir jou kan doen. Dis hy nie en ja, dit is ons is baie bevoorreg, ons het die koei kragtig gekoop by Ruston, 'n bietjie meer in die geel kant en ons hou van die ligter kleure hier, so 'n bietjie meer as donkerrooi. Maar daai is 'n bloody mooi billetjie en as dit is waarmee ons kan vorentoe beweeg, al word dit net vir ons 'n bil wat vervang op in die begin, een van die ander bulle te vervang by ons stoekkudde dan en daar so 'n bietjie aan te vul, dan is ons regtig aan die regte stap vorentoe. Ja, en dis ook lekker, ek dink as ek het julle het so lekker rondgetoer het en ek weet jy praat baie met die ander jong manne in die game. Jy praat baie met Neil en met Chris en so aan. Dis eintlik lekker om daai tipe mense te hê wat weet min of meer die ouderdom is, min of meer dink soos jy dink en dieselfde ambisies het en ek dink soms is het maar moeilik om hierdie storie alleen aan te pak. Nee, verseker, dit is my lekker om elke nou en dan Neil 'n boodskap te stuur om te sê waarmee is hulle besig en hoe gaan dit by hulle en hoe gaan dit met hulle inbroedjies wat aankom en dit is jy sê ons is selle portier, selle klas. Dit is ver uit mekaar, maar dit is my baie lekker om met ander boere ook te gesels en ook te hoor hoe hulle manier van boerdery benader en waar kan ek verbeter. Jy weet, op die einde van die dag, mense swat dit en jy vra rond, jy weer 'n bietjie op YouTube. Hey. En dit is hoe jy jou boerderypraktyke aanpas. Ja. Die draadmonsters hier sien, die tipe julle hou ook maar, julle soek daai bietjie been, jy soek daai bietjie lekker breedte, maar daai early maturing, het sommer waant julle gaan ook, nee. Dit is van die mooi geel. Ja, rooi. Geel rooi, daar's 'n paar vrek mooi donkerrooi. Diere ook op die veld, maar ja, ons hou van 'n ding wat sterk been het en lekker diepte. Dit is vir ons belangrik en 'n quinto breedback wat kan eet. Ek dink is ook belangrik, hulle moet kan kos inneem. Jy het ons 'n paar keer om Adrian genoem en hulle is ook nou nie ver van hier af nie, soek hoekom julle. Maar dit is ook lekker om daai ouens ervaring en my so uit te gaan leer, te gaan kyk, 'n ou wat al 40, 50 jaar besig is hiermee en dan die draadmaster doen en dan so beïndruk kan wees met 'n ras. Absoluut, dit is weer eens as ek met hom Adrian die geleentheid kry om met hom te gesels by 'n veiling of enige plek. Hy is so dik boek. Hy ken al wat 'n stamboom is en alles en ja, hy is onverleers nie ver van ons af en om 'n paar vrae te vra, sê hom om Adrian, dis die kalf, wie is moontlik sy ma, sê vir jou sy oupa en ouma en dis pa en va. Om Adrian se kennis is vir my fantasties en dis lekker om met sulke mense ook te kan gesels wat al die pad gestap het. Ja, en ek was 'n bietjie terugvring aan die begin toe jy en wie wat so saamboer, julle is amper soos jy sê soos broers, maar julle het ook 'n ongelooflike verhouding. Julle maak vir die tyd doen julle besluite wat julle wil hê en dan los hy jou. Hy vind gewoonlik eers 'n paar dae later uit wat jy gekoop het. Ja, dit het al 'n paar keer gebeur. Ons gesels op 'n goeie gereelde basis, maar daar is maar tye wat hy buiteland is, wat hy maar besig is met die varke en die boerdery moet aangaan. Dit kan nie net stil staan nie. So ja, ek dink die vertroue is baie en dis mos soos my boeties as ek jou gesê het. Maar ja, dan gebeur ons op 'n veiling wat ons 1 of 2 koetjies koop en 'n paar dae later vra eers wat sê dit ons gekry? Jy weet en wat het ons betaal of moet ons 'n Hilux opsit as
as deposit. Nee, ek spot sommer net. Nee, dit is baie lekker om hom as 'n spanmaat te hê, saam met my te boer en ek saam met hom en soos jy ook sê, ons maak saam goeie besluite. So stelle kom van beide kante af. Ja. En die ding wat vir my lekker maak is, hy het gesê Ronnie is op die plaas hier in die plek boer. Dit kan nie stil staan. So dan boer ek die plek. So ten slotte, jy het ongelooflik baie mense om jou wat jy ook ken. Jy's 'n Brangus-boer aan die kant en ouens wat kom. Ons het so toe ons vandag gestap het, gepraat oor die voer en so aan. As jy kyk na jou jong billetjies wat nou vir die fase D is, hoe kyk jy na hom? Maak dit seker te maak dat hulle die mens nie brand het as hulle nou so 'n bietjie wil bly laat groei en bietjie op die kamp laat staan nie. En hoe lyk julle program oor die algemeen, net so vinnige oorsig oor die kosinname? So tieners tans maak ek gebruik van maatskappye saamstaan voer en vrede. En ek dink hulle voere is goed. Dit is graan gebaseerde voere en ek dink die ouens daar verstaan het om 'n voer reg te meng. Ek het maar baie met Pieter Jan Botha gepraat van die Brangus se oorkant ons Goue Vallei Brangus en Pieter Swart. En hulle het my maar raad gepleeg wat om te gebruik vir om die op goeie kondisie te kry voordat ons gaan dek. Het hulle is daar produk byvoorbeeld reproduksie super. En ek glo vas ons het 'n resep gemaak. Die tyd van die jaar wanneer ons embryos doen of kooi doen, die tyd wat ons of die produkkos wat ons gegee het was reg gewees. En dit het net vir ons gewerk. Dit het vir ons gewerk. So selfs met die billetjies op die fase D toets. Dis aanbeveel dat dit nie 'n warm toer is nie. Werk die persentasie uit hoeveel hulle om te voer weekliks. Kesie, voordat 300 mense jy nou bel na hierdie onderhoud, nee. Maar koop jy ouens, is dit ook 'n saamstaan voere mengsel? Ja, as die fase D billetjie toets, dis eintlik maar net 'n bulpel wat hulle geformuleer het. En dan die mengsel wat hulle vir die vroulike diere gee? Dis hulle by saamstaan voer is 'n reproduksie super. En hy sê dit is ons basis hulle produksie lekker is maar net meer geformuleer vir konsepsie. Om 'n beter konsepsie te kry. So ja, nee, ek is baie tevrede met hulle. Hele konsepie is ongelooflik goed om veral op die embryos. Ja, veral op die embryos. Ons kan nie kla nie. Dit was my baie lekker ook die dag toe Dr. Neely was en hy sê ja. Daar's jy lyn. Ja, nee, soos jare voor dit nie. So dit was my lekker gewees en ek het geweet die resep is reg vir ons. Weet in ons omgewing en voeding, dis die regte tyd en ook die regte mense van wie werk dink ek. Ja. So dit voltooi die pakkie. Ja, ek dink in die station jy luister, jy is maar oop om te leer en te hoor wat ander doen. Baie doen en so belangrik ding is baie makliker om agteruit te gaan as jy in jou eie muur vas kyk hier. Verseker, dit is wat ek dink wat my voorkry is ek spandeer baie tyd op die internet. Ek lees baie wat ander mense te sê het en ek neem hulle opinies aan ag. Ek hoor ook wat ander mense te doen het en soos jy sê ek kyk net in 'n eie muur vas nie. Sal met weer en weer sê oor iemand, kom ons probeer dit of kom ons probeer dit. Vind uit meer oor hierdie. Weet, gaan dit vir ons meer sin maak om te werk en ja, praat met ouens wat al die pad gestap het. Ek dink dit is belangrik. Roeg, ek sê vir jou dankie. Dis 'n lekker gesprek. Ek dink die manne mag dan almal daarna saam staan voere toe. Om te hoor want dit is regtig iets wat tog 'n dierprojek is en ek dink is belangrik dat jy daai die regte voer op jou nou nog insit so. Dis en ek dink net om terug te kom op voer. Ek dink ou moet kyk wat werk vir jou en by jou wees. En dit is nie te sê ander maatskappye kan nie die maas opkom nie. Ja, natuurlik. Jy moet tog kyk vir die sak nommer 1 en nommer 2 wat werk by jou. Werk in jou area. Dis hy. Soms is 'n saamstaan voer dalk te ver van jou af. Dis hy. Nog kyk na jy sit taalvoer of hoe kan dit mag wees. Absoluut. Goed, ek sê vir jou dankie. Dankie Tinus, dankie vir julle tyd, dankie dat julle kom kuier het. Ja, nee, groot plesier. Daar's hy. Dis Stoep Stories, die eerste een. Ons praat weer.